Here, baie dankie dat ons kan weet, U is hier met ons. Maak nie saak wat ons emosies sê. Die woord sê, daar waar ons saamkom in U naam, daar is U teenwoordig. En Heilige Gees, ons is honger, ons is dors. Kom en voed ons siel. Here, die droë plekke in ons harte, dat die reën van die Heilige Gees daar sal val vanmôre. Kom voed ons met die woord, die brood van die lewe. Ons moet minder word, sodat U kan meer word. Help ons, Here, dat ons U sal eerste stel. Help ons dat ons U op die troon van ons hart sal sit. Dat ons met 'n gewillige hart ons knieë sal buig en sal bely dat Jesus Christus is die Here, die koning van alle konings. Mag U naam verheerlik word in hierdie plek vanmôre. Kom en doen, Heilige Gees, net soos wat U wil. Kom en raak harte aan. Kom en leer ons hoe om te lewe. In Jesus naam. Amen. Terwyl julle so staan. Ek het 'n pa gehad, Pastor Ronnie, van julle onthou hom. Hy het geglo in die hemel eendag, die hallelujas klink soos donderslae en die deurkusyne gaan bewe. Dit was my pa gewees. Hy het gehou van harde klanke, nee, en hard uitroep. Maar dan het ek 'n ma gehad, Henriette, wat gesê het, Ronnie, as dit die hemel is, waartoe ek gaan, ek wil nie na daai hemel toe gaan. Sy het gesê, nee man, ek hou nie van geraas nie. Ek hou van die stilte. Miskien hou jy nie van hierdie geraas vanmôre nie, miskien is dit bietjie erg vir jou. Kom ons raak net, terwyl ons so staan, kom ons raak stil in die teenwoordigheid van God. Ek wil hê dat elkeen sy oë moet toemaak. Net vir 'n paar oomblikke, kom ons raak bewus van die Here. Here, U leer ons baie keer om in die geraas, in ons besige lewens, in die storm, wil U ons leer om stil te wees en te weet dat U is God. Bring 'n rustigheid in ons harte vanmôre. Dankie, Heilige Gees. Julle kan julle sitplekke neem. Weereens wil ons baie dankie sê namens die leierskap van Woord en Lewe en elke lidmaat en elke familie wat deel is van hierdie huis. Baie dankie aan al ons leiers en soos ek gesê het, ons ouers wat moeite gedoen het, ons hoofde en ons onderwysers wat hier is vanmôre. Kan ons weer 'n Woord en Lewe handeklap vir hulle gee? Ons is besig met 'n reeks, die belangrikste, en ek maak vanmôre klaar met die 7de preek. Sê hey. Amen. Ek hoop julle het iets geleer. En hierdie hoekstene, 5 hoekstene wat ons hierdie jaar gaan vasmaak en inlê in ons lewens. Jesus Christus is ook die heel belangrikste hoeksteen wat ons lewens opbou. Amen. Maar hierdie 5 hoekstene gaan ons baie keer deur die jaar terugkom
Want die 5 hoekstene, wat beteken die syfer 5? Dit beteken genade. Dit beteken goedheid en guns. Wanneer ons ag gee op God se hoekstene, dit wat belangrik is vir God, dan sê die Here, ons sal altyd goedheid en guns belewe. Maar saam met hierdie 5 hoekstene is daar 10 beginsels. En die syfer 10 beteken wat? Orde, gehoorsaamheid. Ons kan nie God se genade in ons lewens ervaar as ons nie gehoorsaam is aan God se woord nie. Baie mense sê, Here, wees my genadig, en die Here se genade is altyd daar, maar as hy genadig is vir ons, dan vra hy dat ons moet gehoorsaam wees. En dat ons moet orde bring met dit wat belangrik is vir God. Hoe weet ons, daar is belangriker goed vir die Here? Hoe weet ons dit? Kom ons gaan na ons kernteks toe, waai net vir my die blaadjies so. Julle blaadjies gekry, vir al ons mense aanlyn, gaan na youtube.com toe, events, en julle sal die notas daar kry onder woord en lewe, word and life. Kom ons begin werk met die woord. Markus 12 vers 29, Jesus het hom geantwoord, en hy sê, die belangrikste is die volgende. En dan Matteus 22 vers 40, wat sê Jesus? Hy sê, hierdie belangrike opdragte vorm die wat? Die pilare waarop wat? Alles rus waarvan ons in die Bybel lees. Met ander woorde, hierdie hoekstene wat belangrik is vir God, moet ook belangrik wees vir ons. Want die woord sê, as ons nie ag gee op hierdie hoekstene en hierdie belangrike goddelike beginsels in ons lewens nie, dan sê die woord, ons sal oor die hoeksteen val. En ons sien hoe mense in hulle lewens oor hierdie waarhede, dit wat belangrik is vir God, hoe val hulle oor dit. En in hierdie kerk wil ons mense leer om te lewe volgens hierdie hoekstene. Om te verstaan wat is belangrik vir God. As dit belangrik is vir God, moet dit ook vir ons as gelowiges belangrik wees. Nou die eerste beginsel, ook ons tema vir hierdie jaar, 'n liefde vir God en 'n liefde vir. Amen. Die tweede hoeksteen, as ons sê ons het lief, ons het God lief, ons het mense lief, liefde praat nie net nie, nee. Liefde beweeg. Liefde het altyd 'n aksie. Wat is die liefde wat ons sien wat beweeg? Evangelisasie en disippelskap. Belangrike hoeksteen vir elke gelowige. Dan ons derde hoeksteen, wat is daar tekort in die wêreld? Wat het ons geleer? Leierskap en mentorskap. Daar's 'n leierskapkrisis in die wêreld. Kom ons kyk maar na ons regering, né? Kyk wat gebeur in Suid-Afrika, kyk wat gebeur reg oor die wêreld. Ons sien dit nie net in ons regering nie, maar ons sien dit in die kerk. Daar's 'n tekort aan leierskap met integriteit. En ons soek leiers wat integriteit het. Kan ek 'n amen kry? Die vierde hoeksteen wat ons bou op leierskap en mentorskap is gesonde families en 'n gesonde kerk. Families is belangrik in hierdie kerk. En ons gaan leer hoe ons gesonde families kan kweek en hoe ons gesonde kerk kan wees vir 'n gemeenskap en 'n wêreld om ons. Ons is besig met die laaste hoeksteen. Wat is dit? Laas Sondag het ons begin daarmee, 'n gesonde gees en 'n gesonde liggaam, né? En toe het ek vir julle gewys, hulle kan dit net weer op die skerm sit vir ons. Wat is die effek wat jou siel, 'n gesonde siel, gesonde liggaam? Dit wat ek voel, my emosies, my denke, het 'n effek op my liggaam, né? En daar kan julle sien, my vrou het vir my gesê, Ronaldo, toe jy nou hierdie prentjie opsit, toe luister niemand na jou nie. Dis hoekom ek kan weer vir julle opsê. Wie kan Spider-Man daar sien? Wie sien Spider-Man, né? Daar's hy, shame. Shame, Spider-Man. Kyk hoe lyk depressie. Sadness, né? Depressie, hartseer. Kyk hoe lyk geluk, om gelukkig te wees. Liefde. Met ander woorde, ons siel het 'n effek op ons liggaam. Ons emosies het 'n direkte effek wat gebeur in ons fisiese liggaam. Daarom is die siel belangrik. En soos ek laas Sondag gesê het, jy kan dalk tot bekering wees in jou gees, maar in jou siel moet jy elke dag tot bekering kom. Wie weet waarvan praat ek? Elke dag, soos Paulus sê, moet jy die ou mens van sonde, wat moet jy uittrek? Want elke dag gebeur daar goed in jou lewe. Omstandighede verander. En dan wil die vyand die ou mens weer op jou sit, maar Paulus sê elke dag, hy sê jy moet jou siel oppas, jy moet die ou mens van sonde, die ou mens moet jy af kan lê en die nuwe mens wat?
aantrek. Jou siel is belangrik, en soos ons geleer het, dat tussen 75 en 90% van alle siektes kom waar? Uit jou emosies uit. Want hoe ek voel, hoe ek dink, het 'n effek op my liggaam. Jou siel is belangrik, en die Here wil hê, dit moet goed gaan in jou siel. Want soos wat dit in jou siel gaan, so gaan dit in jou liggaam. Pastoor, hoe weet jy dit? Die woord van God leer ons. Kom ons gaan na die skrif toe. Wat sê in 3 Johannes 1 vers 12? Hy sê, geliefdes, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan. Paulus, wat bedoel jy? Selfs wanneer ek deur 'n moeilike tyd gaan? Ja. Selfs wanneer ons deur moeilike omstandighede gaan, sê Paulus, hy wil hê in alles moet dit met ons wat goed gaan. En dat jy gesond is, soos, sê saam met my, soos dit met jou siel goed gaan. Met ander woorde, die woord leer ons, hoe dit met jou siel gaan, so sal dit met jou hele lewe gaan. So met ander woorde, my boetie, my sussie, jou siel is belangrik vir God. En mag ons hierdie jaar leer, in hierdie belangrike hoeksteen, ons gaan leer om hoe te kyk na hierdie liggaam. Amen. Ons gaan 'n bietjie hardloop om die kerk Sondag, na die diens. Nee, hy, ons gaan 'n bietjie hardloop. Ek gaan pause hier. Hein, Tabu, Antoinette, kom julle gou hierso. Kom staan gou hierso. Die Here het vir ons 'n strategie gegee om nie net in hierdie gemeenskap in ons eie land 'n verskil te maak nie, en dankie vir al ons mense wat dit moontlik maak, vir elkeen van ons nuwe kerkplantings, regoor Suid-Afrika, regoor Afrika. Maar die Here het vir ons gesê dat ons nie net moet kyk na Afrika nie, maar na elke kontinent van die wêreld. Amen. Pastor Tabo het nou teruggekom van Tanzanië af, en hulle is weer op pad na Brasilië toe. En soos julle weet, laas jaar, Pastor Louis was hierso, Angola, Brasilië, Mosambiek, is 3 lande wat ons mee gaan werk. En ek wil vir hierdie gemeente sê, ek sal eer julle. Dankie dat julle bereid is om te gee vir die werk van die Here, vir ons wêreld evangelisasiefonds, sodat ons hierdie mense kan stuur. Nou dis nie net hulle wat gaan nie, as ek reg het gehoor, 18, daar's 18 leiers, wat ons na Brasilië toe gaan stuur, na Sao Paulo toe, en Hein, laat die mense lekker sing daar, in Brasilië. Kan ons hande uitsteek, Here, ons bid vir hierdie mense, ons stuur hulle. Dankie vir die voorreg wat hierdie gemeente het, Here, om nie net in Suid-Afrika, in Afrika, hierdie kontinent nie, maar Here, in elke kontinent sal daar nuwe kerke geplant word. Leiers sal gestuur word. Want U sê die oes is ryp, maar die arbeiders is min. En in hierdie kerk bid ons Vader, dat daar arbeiders sal opstaan. Dat daar gewillige harte sal opstaan, sodat ons mense kan instuur, die hele wêreld in, om die evangelie, die goeie nuus van Jesus te verkondig. Ons bid oor hierdie span, Here, dat U hulle sal bewaar en beskerm, dat U hulle paaie gelyk sal maak, daar waar hulle voet neersit, daar sal U vir hulle die land gee. En dankie, Here, dat hulle sal heers oor elke omstandigheid, en soos ons gebid het vir ons leiers, so bid ons ook, dat geen wapen wat teen hulle gesmee word, sal enigiets uitdruk nie. Hy wat hulle aanval, sal oor hulle val. Hulle sal in oorwinning staan, en ons sal die getuienis hoor van dit wat U gedoen het in Brasilië. En ons almal sê, amen. Kan ons vir hulle hande klap gee? Baie dankie vir julle gewilligheid, dat julle bereid is om te gaan namens woord en lewe. Nie almal van ons kan gaan nie, nee. Maar ons kan dit moontlik maak vir ander om te gaan. Om te gee en te sê, Here, ons gee ons tiendes, ons gee ons offerandes, sodat die werk van die Here kan vorentoe gaan. Jou siel is belangrik. Hoe dit gaan in jou siel, so sal dit gaan in jou hele lewe. As dit goed gaan in jou siel, dan gaan dit goed in jou liggaam. Amen. En ons het ook gesien die effek van wat hierdie wêreld, die effek wat hierdie wêreld op ons siel het. Ons lewe in 'n wêreld wat nie goed is vir ons siel nie. En ons gaan nou 'n bietjie verder kyk, né? Kan ek sien, waar is daai selfoon? Gee my weer 'n selfoon. Wie van julle wat nou laasweek in die kerk was, het ek vir julle gesê, né? Die gemiddelde persoon, dis nou net Apple users, Samsung users, nee, alles Apple users, die Here het gesê, julle gaan ook hemel toe, net saam met die Samsung, julle is okay. Baie van hulle het gesê, pastoor, jy het ons
Jy het ons sleg gemaak. Nee, ons het julle almal lief. Amen. 2600 wat en 17 keer raak ons aan ons fone per dag. 2617 keer raak ons aan ons fone. Met ander woorde, dit wat gebeur in ons lewens, die tegnologie wat ons funksioneel maak, wat ons meer produktief maak, is besig om ons siel te steel. Hierdie vinnige pas lewe is nie goed vir ons siel nie. En ons gaan moet ons mense leer en verstaan, jy gaan moet verantwoordelikheid vat vir jou eie siel. Jong mense, jy gaan moet verantwoordelikheid vat vir jou siel. Ouers, dis tyd dat ons die waarheid moet praat as dit kom by sosiale media platforms met die gebruik van ons fone. In die Barnardhuis het ek gesê, ons almal het 'n probleem met hierdie ding. Hoekom? Want ons hele lewe is op hierdie foon. Al ons kommunikasie, alles is hier op. Nou kan ek sien, daar was 'n paar mense wat daai binvoetjies het, hulle sê hulle raak net 60 keer aan hulle fone. Waar is julle nou weer? Waai net so vir my. Maar mag die Here ons help? Jo. Mag die Here ons help? Wie se foon is dit? Dankie Rene. Mag die Here ons help dat ons siele sal oppas. Die Here sê, bewaak jou hart meer as alles in hierdie wêreld. Ons spandeer soveel geld aan sekuriteitssisteme en alarms, maar die Here sê, bewaak jou hart, jou siel meer as alles in hierdie wêreld. En daarom moet ons weer ons mense herinner. Ons moet verstaan dat hierdie wêreld, die platforms in hierdie wêreld, die vinnige pas lewe is nie goed vir jou siel nie. Matteus 11 vers 28-29, wat sê Jesus? Hy sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is. Woord en lewe, wat sien ons in hierdie wêreld? Ons mense is moeg. Ons mense is onderdruk. Ons mense is bekommerd. Ons kyk na ons kinders. Ek het laas Sondag vir julle gesê, 1 uit 5 tieners in Suid-Afrika het al gedink aan selfmoord of probeer om selfmoord te pleeg. 1 uit 5 tieners in ons land. Ons sien die depressiesyfers. Ons sien die egskeidingssyfers. Ons sien wat gebeur in ons families en ons sê, Here, red ons volk in Suid-Afrika. Red die kerk, red ons families, red ons verhoudings, maar dit begin waar? By 'n gesonde siel. Hy sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is. Hy sê, dan kom leer van my. Woord en lewe, dis tyd dat ons moet leer, nie net van sosiale platforms af nie, maar dat ons weer begin leer die manier om te lewe van Jesus Christus. Jesus Christus se lewenstyl is nie die wêreld se lewenstyl nie. Amen. En ons gaan moet, as ons ons siel wil beskerm, gaan ons moet begin leer by Jesus hoe om te lewe. Psalm 16 vers 11, Dawid sê, Here, leer my hoe om te lewe, sodat ek weer die mooi en die blydskap kan ervaar. En dis wat ons wil hê vir ons mense. Hy sê, kom na my toe, kom leer van my, en julle sal wat? Rus kry vir julle gemoed, vir julle siel. Ek wil vanmôre 3 wêreldsisteem fokusse vir julle wys uit die woord van God. Sodat jy, wanneer jy dit sien in die wêreld, dat jy kan verstaan, hierdie wêreldsisteem is nie vir jou nie. Die wêreldsisteem is net vir homself. En ons sien dit in Exodus, en kyk na die 3 beginsels, wat gebeur in Egipte. En wat sien ons ook in hierdie wêreldsisteem waarin ek en jy vandag lewe? Kom ons gaan na Exodus 1 vers 13 en 14. Hy sê die Egiptenaars het wat? Slawe gemaak van die Israeliete en die lewe vir hulle bitter gemaak. Kan ek vra dat hulle die video vir my speel? The boss of Meta, Mark Zuckerberg, has taken the stand in a landmark court case in Los Angeles to face accusations that his company's social media platforms cause addiction. It's the first time that the billionaire founder of Facebook has testified in court about Instagram's effect on the mental health of young users. Our correspondent Peter Bowes is outside the court in Los Angeles. Peter.
Well, this is indeed a landmark case for social media because it could determine how platforms like Instagram and YouTube are operated for years to come. And at the heart of it is child safety. Is enough being done to protect the youngest users of the internet? Arriving for his day in court, Mark Zuckerberg for the first time facing a jury over claims that social media is deliberately designed to be addictive. The case, one of more than 1,000 waiting to be heard, was brought by a 20-year-old woman identified only as KGM or Kaylee in court, along with her mother, because they claim her obsessive use of platforms like Instagram and YouTube from the age of 6 exposed her to harmful content. From the witness stand, with Kaylee sitting opposite, Mark Zuckerberg launched his defense of Instagram. He was shown internal Meta emails from a decade ago that referred to specific company goals, including time spent increases by 12%. He said the company used to give time as goals, but that's not, he said, how we run the company now. He added, when there's something of value, people tend to use it more. Laurie Schott's 18-year-old daughter Anna Lee took her own life after her mother says she became addicted to social media, Instagram in particular, using beauty filters and becoming obsessed with the way she looked. I've lost my daughter. These parents here all have lost their children. Nothing's going to bring them back. They should be graduating and getting married. But no, their parents are here fighting for them. And I just want justice, accountability, and change. The trial is being watched closely as a test case, with many more people preparing to take similar action to, as they see it, hold the social media companies accountable and change the way they operate. Peter Bowes, BBC News, Los Angeles. Hierdie wêreldsisteem wil jou tyd vat. Jy sien, jy en ek is nou die produk. En hoe meer tyd ons spandeer op hierdie sosiale media platforms, hoe meer begin hierdie wêreldsisteem beheer vat oor jou lewe. Wat gebeur? Wat het gebeur in Egipte? Wat het die Egiptenaars met die volk van God gedoen? Hulle het slawe van hulle gemaak. En omdat hulle slawe geword het van die wêreldse sisteem en hulle ingedwing is, was hulle lewe verbitterd. Woord en lewe, dis hoekom daar so baie jong mense is, en ek het laasweek ook vir julle daardie video gespeel, waar in my familie het lekker vir my gelag toe ek verkeerd gepraat het van ChatGPT. Het ek dit nou reg gesê? My kinders het my uitgehaal by die huis. Wat het die ontwikkelaar, een van daardie leiers gesê? Hy het gesê, we don't just want to replace Google with ChatGPT, we want to replace your mom. Woord en lewe. Dis tyd dat ons die kerk moet leer en ons jong mense moet leer dat hierdie wêreldsisteem is nie altyd goed vir jou siel nie. Dis tyd dat ons jong mense moet leer die gevaar van internet en die platforms wat daar beskikbaar is vir ons mense. Ons lewe in 'n gevaarlike tyd. Het julle geweet dat al hierdie mense en die persoon wat ek vir julle gewys het, wat nou in hierdie week in 'n hofsaak is, dis die nuutste nuus wat nou gebeur hierdie week, het jy geweet dat hulle sal nie hulle kinders in 'n publieke skool sit waar daar media gebruik word of skerms gebruik word. Hoekom nie? Want hulle almal verstaan die gevaar wat dit het op ons kinders en op ons mense se lewens. Tot 7-8 ure spandeer mense op skerms vandag. 2617 keer raak jy aan jou foon en dan sê ek, Here, help ons dat ons nie die goue kalwe van hierdie wêreld en hierdie wêreldsisteem sal dien nie, maar dat ons altyd sal terugkom en U alleen sal dien. In China het dit al so groot probleem geraak, dat daar instansies vir 10 dae kinders toegesluit het en selfs skokterapie op die kinders gebruik het om hulle kinders te red van verslawing van internet. Woord en lewe. Hierdie wêreldsisteem
wil jou 'n slaaf maak en jou begin beheer. Maak seker dat ons raak nie slawe van 'n wêreldsisteem nie. Dit bring bitterheid. Dit maak ons siel leeg. Hoe meer ons kry, 'n dopamien inspuiting, nê. Wat gebeur wanneer ek op sosiale media ingaan? Wanneer ek daardie scrolling doen op YouTube, wat gebeur? Jy kry 'n dopamien inspuiting. Jy voel goed, maar naderhand raak daardie dopamien in jou liggaam, is daar nie meer genoeg nie en jy voel angstig, maar jy verstaan nie hoekom jy angstig is. Jy begin bekommerd raak, jy begin bang raak, maar jy verstaan nie hoekom jy bang is nie. Dis tyd dat ons moet verstaan, hierdie wêreldsisteem is nie goed vir ons as mense. Die volgende fokus van hierdie wêreldsisteem in Eksodus 5 vers 9, wat hy sê die werk moet vir die manne so swaar wees en hulle moet so besig raak. Hou hulle so besig dat hulle nie woord en lewe. As ons kyk na ons mense, hoe besig is hulle? Mense het nie meer tyd vir mekaar. Hierdie wêreldsisteem wil ons al hoe besiger maak. Het julle geweet, en dis bewys, julle kan dit gaan Google, 'n jong man van 21 jaar, wat games speel, en ek is nou van die Atari tyd. Wie van julle waai net so vir my? Wie van julle ken Atari? O, is 'n klomp ou mense in die kerk vanmôre. Atari, né? Nee, daai het eers later gekom, hy. Amen. Mario Brothers. Julle geweet, 'n jong man van vandag gemiddeld, as hy by 21 jaar kom, 'n jong seun, het hy al 10.000 ure speletjies gespeel. Rekenaarspeletjies. 10.000 ure. Nou vir die van julle wat verstaan wat jy kan bemag in 10.000 ure. Jy kan 'n professionele persoon raak in enige iets wat jy wil doen in hierdie wêreld. Any skill, in 10,000 hours you can become a professional. Met ander woorde, enige gawe wat jy wil bemeester in jou lewe, dit vra 10.000 ure, en weet julle wat gebeur met ons kinders? Hulle spandeer soveel tyd op skerms, en ons mis geleenthede. Woord en lewe, dis tyd dat ons kinders weer moet leer en onsself moet leer om partykeer daardie skerms weg te sit. Want al wat hierdie wêreldsisteem wil doen, hy wil ons so besig maak dat ons nie by die dinge uitkom wat die Here wil hê ons moet uitkom nie. Dis tyd dat ons moet rustiger raak. Dis tyd dat ons moet nee sê vir sekere goed, sodat ons siel weer kan lewe. En dis God se wil. Die derde fokus van hierdie wêreldsisteem, in Eksodus 5 vers 8, hy sê, julle mag niks verminder nie. Wat sê hierdie wêreld vir ons? Moenie minder nie, meer, né? Al wat hierdie wêreldsisteem vir jou sê, hey, nie minder nie, net meer, net meer, net meer. Ons moet net harder werk. Ons moet net vroeër by die kantoor uitkom, né? Daar's net meer druk op ons mense. Hoekom? Wat is die strategie? Omdat daar net meer en nog meer is. Hy sê ons, die volk van God, hy sê, hoekom het Farao net meer op hulle gedruk? Want wat se begeerte het hulle gehad? Ons wil vir ons God gaan offer. Weet julle dat hierdie wêreldsisteem maak jou so besig dat jy nie meer tyd met God kan spandeer nie. Ons sien dat net om Bybel te lees, om die woord van God oop te maak, om tyd te spandeer in gebed, sodat jou siel gevoed kan word, want jy het gesien, dis net Jesus wat ons siel weer kan verkoop, wat weer lewe kan bring. Hy is die enigste weg, die enigste waarheid en die enigste lewe vir ons. Maar ons het nie meer tyd nie, omdat hierdie wêreldsisteem ons net wil besiger maak. 3 fokusse van hierdie wêreldsisteem. Maar kan ek vir julle 3 goddelike beginsels ook leer, om hierdie wêreldfokusse te oorkom in ons lewens? Is dit reg so? Waar die Here sy volk geleer het en hulle uitgelei het uit slawerny, want ons wil nie slawe wees van hierdie wêreldsisteem nie, kan ek 'n amen kry. Ons wil hê ons mense moet vry wees.
Amen. Wat is hierdie 3 goddelike beginsels? In Eksodus 13 vers 18. Hy sê, daarom het God die volk met 'n ompad laat gaan, met die woestynpad in die rigting van die Rietsee, in die rigting van die beloofde land. Woord en lewe. Die manier van God is nooit 'n kort pad nie. Ons lewe in 'n tyd van drive-through, né? Alles moet vinnig gebeur. Maar die dinge van God gebeur nie altyd vinnig nie. Kan jy sien hoe die Here hierdie mense met hierdie slawerny mentaliteit uitlei en waantoe lei hulle uit? Die woord sê hy lei hulle met 'n ompad. Nie 'n kort pad nie. Om jou gees te laat groei, vra tyd, mense. Dis nie 'n kort pad nie. As ek en jy wil kort paaie vat in hierdie lewe, omdat ons dink dis die vinnigste manier, dit werk nie altyd uit nie. Die manier van God is baie keer 'n woestynpad. Dit gaan vra dat ek en jy moet rustig raak. Dit gaan vra dat ons die Here moet begine vertrou. Dit gaan vra dat ek en jy hierdie wêreld moet anderster begine beleef, en die Here sê, stadiger. Ek wil julle leer weer om op my te vertrou. Jy sien, ons wil altyd hastig wees. Die dinge van die Here is stadiger. Amen. Nou dit wat ek vir julle sê, party van julle wikkel so, né? Hy sê, pastoor, moenie vir my sê ek moet stadiger nie, né? Hoe vinniger ek kan hardloop, hoe beter. Mense, ek wil hê dat ons moet leer by die Here, sodat ons se siel gesond kan wees. Gesonde siel, gesonde liggaam. Dit gaan vra dat ons die lewe moet stadiger vat. Dat ons moet die Here vertrou. Al voel dit vir jou, jy kom nie daar uit nie. Jy sien hierdie gedrewenheid van sukses, om sukses te behaal, maak dat ek en jy kort paaie vat. En op die ou einde, dan sê die Here, nee, kom maar weer terug op die lang pad. Jou huwelik, meneer, mevrou, vra nie 'n kort pad nie. 'n Huwelik vra 'n lang pad. Jou verhouding met jou kinders, jou huis, alles vra, die dinge van die Here vra 'n lang pad. Wat is die tweede beginsel, goddelike beginsel wat die Here sy volk leer in Eksodus 16 vers 4? Hy sê, ek gaan vir julle kos, waar? Uit die hemel laat reën. Hy sê die volk kan elke dag uitgaan en wat? Genoeg kos vir die dag bymekaar maak. Wat leer hierdie wêreldstelsel vir ons? Is nooit genoeg nie. Wat doen Israel? Wat doen die volk? Wanneer hulle uitgaan om die manne op te tel wat uit die hemel uitval, God voorsien, wat doen hulle? Hulle maak bymekaar. En dan sê die Here, ek gaan julle leer, ek gaan julle toets. Die volgende skrif, hy sê daarso, ek gaan hulle toets om te kyk of hulle na my wil luister of nie. Jy sien, in hierdie wêreldstelsel is ons almal verbruikers. En ons is so gefokus, want ek en jy wil net meer hê en meer hê. Dis tyd dat die Here ons weer leer, dat God sal voorsien vir elke dag. Sodra die Israeliete meer bymekaar gemaak het, wat het gebeur? Dit het vrot geword. En die Here leer hulle om te God te vertrou vir elke dag. Want die Here sê, elke dag sal ek voorsien. Matteus 6 sê, hy sê, moenie bekommerd wees nie, want ek sal elke dag voorsien. Wat leer hierdie wêreldstelsel ons? Is nie genoeg nie. Ons moet harder werk. Ons moet vinniger. Dis nie genoeg nie, ons moet meer bymekaar maak, want ons is so bang, dis nie genoeg nie, en daarom hardloop ons onsself siek. Daarom dryf ons onsself na hierdie plekke toe, waar ons nie meer emosioneel kan funksioneer nie. Want ons dink, ons het nooit genoeg nie. Wat leer sosiale media ons? Daai pragtige dogtertjie, wat op al hierdie platforms gegaan het om haarself mooier te maak, want sy het gevoel, sy is nie genoeg nie. Woord en lewe, jy is genoeg. Die Here sê, jy sal genoeg hê. Vertrou God, dat ons weer
kan lewe en die mooi en die goeie van die lewe kan ervaar en nie hardloop en gedryf kan wees soos wat hierdie wêreldstelsel wil hê en ons slawe maak van hierdie wêreldstelsel. Die derde goddelike beginsel wat ons leer in Deuteronomium 5 vers 15 en hierdie is die heel moeilikste een vir ons. En die Here praat met die volk en hy sê jy moet daaraan dink. En dis wat ek wil hê ons moet vanmôre daaraan dink. Hy sê dat jy 'n slaaf is of was. En die Here jou uitgelei het. Daarom het die Here jou God jou beveel, kan jy sien dis 'n bevel om wat te doen? Om die Sabbatdag te hou. God se volk kom uit Egipte uit. Hulle was deel van hierdie wêreldstelsel. En die Here sê ek wil hê dat julle moet dink daaraan, julle moet verstaan dat julle as slawe in Egipte was. Dat julle denke soos 'n slaaf is, maar al hoe jy dit kan oorkom is God beveel sy volk om wat? 'n Sabbatdag te hê. Wat is 'n Sabbatdag? Dis rus. Wat doen hierdie wêreldstelsel met ons mense? Meer. Langer. Ons word gedryf. 'n Sabbat vra dat jy God moet begine vertrou. 'n Sabbat vra dat jy gaan moet rus deel maak van jou week. Woord en lewe, gelowiges, as God op die 7de dag moes rus, dink julle nie rus is deel van ons geestelike lewe nie? Maar weet jy wat gebeur? Wanneer ek nou bietjie afvat, weet jy wat doen julle pastoor? Ek voel skuldig. Wat doen ons wanneer ons afvat? Wanneer ons sê, weet jy wat, ons gaan rus, dan wat? Dan voel ons skuldig, want hierdie wêreldstelsel is so diep in ons harte in. Hierdie wêreldstelsel het ons so 'n slaafmentaliteit gegee, dat ons voel, weet jy wat, as ek rus, dan gaan die hele wêreld in mekaar insak, né? Wie van julle ken sulke mense? Waai net so vir my. Jy sien, want ons almal is so. En die Here sê, dis tyd dat ons hom moet begine vertrou. Dis tyd dat ons moet rus kry vir ons siel. Ek vra jou vandag, dink daaraan. God sê dis 'n bevel. Een keer 'n week moet jy 'n Sabbat hê. Nou ek sê nou nie ons gaan op 'n Vrydag aand en 'n Saterdag soos baie kerke dit doen, vir ons gaan nou 'n Sabbat hê. Nee. 'n Sabbat is deel van jou geestelike lewe. 'n Sabbat is daar waar jy besluit om die Here te vertrou en te sê, Here, ek vat 'n tyd van rus en ek geniet die lewe weer en ek kry my siel weer verkoop. 3 beginsels. Die Here lei ons met 'n lang pad partykeer. Dit vra partykeer dat ons God moet vertrou. Tweedens, die Here sê, hy gee vir ons genoeg vir elke dag. Hy sê, moenie bekommerd wees nie. Moenie by mekaar maak asof jy te min het nie. Die Here wil ons leer, daar is genoeg vir elke dag. En derdens, soos ons nou gesien het, hy wil ons leer om te rus. Kom ons maak klaar, Eksodus 14:13, 14. Woord en lewe, dit gaan vra dat ek en jy hierdie dinge van die wêreld wat ons slawe wil maak, wat wil beheer vat oor ons lewens, ek en jy gaan moet by daai oomblik kom wat ons deur die see moet gaan. En hierdie see is ook die simbool van die doop. Is ook die simbool waar ons die ou mens moet aflê en sê, Here, kom en maak ons nuut. Kyk wat sê God vir die volk. Hy sê, staan vas. En ek wil vir jou sê, jong leiers, vandag, ek en jy gaan moet vas staan. Ons gaan God moet vertrou. Hy sê, en aanskou die verlossing van die Here, want soos julle die Egiptenaars, die slawedrywers, hierdie wêreldstelsel vandag sien, sal hulle nie weer sien nie. Ek vertrou die Here, dat ons mense by woord en lewe nie vasgevang sal word deur die slawedrywers van hierdie wêreld nie, maar dat die Here ons sal vrymaak. Dat ons hierdie slawedrywers, hierdie wêreldstelsel sal sien soos wat dit is, en ons siel begin bewaar.
Dan sê die Here, hy sê die Here sal vir julle stry en julle moet wat? Is vir ons moeilik. Ons kan nie stil raak nie. Dis tyd dat ons die Here moet vertrou en sê Here, ons gaan leer om stil te wees. Het jy geweet stilte is kos vir jou siel? In hierdie vinnige lewe is dit belangrik dat ons moet stil raak en weet dat hy vir ons die oorwinning sal gee. Kan ek vra dat ons almal opstaan? Galasiërs 5 vers 1. En ek sluit af met hierdie vers. Hier sê Paulus weer, jong leiers, paas en maas, gelowige, vanmôre, ek en jy gaan moet staan teen die dinge wat ons slawe maak van hierdie wêreld. Jy gaan 'n standpunt moet inneem. Want weet jy wat, ons is so gekondisioneer, ons het so gewoond geraak aan hierdie wêreldstelsels, dat dit gaan vra dat ons 'n standpunt moet inneem. En ek wil hê jy moet vanmôre saam met my 'n standpunt inneem en sê, Here, heel eers gaan ek leer om die lang pad te stap saam met U. Here, ek gaan nie meer kort paaie vat nie, ek gaan U begine vertrou, al vat dit die lang pad. Here, ek weet, al lyk dit nie vir my genoeg nie, U het gesê, U sal elke dag vir my sorg. En laat ons hierdie beginsels in ons lewens sal inbou en sê, Here, vat my na 'n plek van rus. Galasiërs 5 vers 1, hy sê, staan dan vas in die wat? In die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder 'n juk van diensbaarheid of slawerny bring nie. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die woord wat die waarheid is. Ons wil bid, Here, dat ons mense sal ag gee. Dat ons 'n standpunt sal inneem om ons harte te bewaar teen die slawedrywers van hierdie wêreld. Here, dat ons U sal vertrou en dat U ons sal lei op hierdie pad. Here, dat ons sal weet dat U elke dag sal voorsien. En Here, bring ons na 'n plek van rus, waar U weer ons siel sal kom en genees. Ons bid, Vader, dat hierdie week en elke besluit wat ons gaan neem, dat ons hierdie boodskap sal onthou. En Here, dat ons nie sal besig raak nie, maar dat ons die lewe stadiger sal vat. En dat ons sal tyd maak en bewus raak van U teenwoordigheid. Help ons in elke gesprek, Here, dat ons nie so besig sal wees, dat ons nie eers daar sal wees nie, maar ons gedagtes is so ver, maar Here, dat ons teenwoordig sal wees vir ons families. Dat ons teenwoordig sal wees vir ons vriende. Help ons, lei ons in Jesus naam. Amen.